In baie apokaliptiese tekste sien ons dat engele dikwels as gidse en vertolkers optree. En dit is ook presies wat ons in die boek van Openbaring sien. Sint Johannes word nie aan sy eie insig oorgelaat nie. Hy word gelei deur hemelse wesens, wat ook die betekenis van sy visioene vir hom verduidelik. In die Ou Testament is daar nog 'n apokaliptiese boek, die boek van Daniël. En hier sien ons dieselfde patroon. 'n Engel verskyn, gee insig oor die toekoms en help die profeet om God se plan te verstaan. In Daniël 7 kry Daniël visioene van die oue van dae, dis ons die Ancient of Days, en die seun van die mens. Maar Daniël verstaan nie wat hy sien nie. En 'n engel tree op en verduidelik aan hom. Ons sien dit in vers 16, in hoofstuk 8 en 9, waar Gabriël vir Daniël insig gee. Dieselfde patroon verskyn in 1 Henog, waar Uriel vir Henog hemelse visioene verduidelik, en in 4 Esra, waar Uriel vir Esra help. In Openbaring volg Johannes hier dieselfde tradisie. 'n Engel sê vir hom in hoofstuk 17 en 21, sê vir hom, kom ek sal jou wys. En hoofstuk 22 sê die engel weer, hierdie woorde is betroubaar, want God het my gestuur. So dit beklemtoon dat Johannes se visioene godelik is en nie menslik is nie. Geleerdes soos John J. Collins en Christopher Rowland sê hierdie engele is hermeneutiese bemiddelaars. Dit wil sê 'n brug tussen die hemel en die aarde. Dit wys dat God se plan slegs deur hemelse openbaring verstaan kan word. Kortom, engele sertifiseer Openbaring se boodskap as godelik. Hou dit in gedagte wanneer jy dit lees.